Hoe om die Here se stem te hoor? Psalm 25. Oorlog getuisterde Afghanistan is net so klipgooi van ons af. Vir baie generasies is daar al geveg in hierdie bergagtige koninkryk. Deur die eeue het dit bekend gestaan as die begrafplaas van wêreldheersers. Die land was veral bekend vir sy opium, wat as ware die fabriek van die wêreld was, waar winsgewende papawers op groot skaal verbou is, en dan na ander lande gesmokkel is via die dwelmnetwerke. In ons tyd het ons gehoor van die Russiese inval van Afghanistan, en toe die berugte Taliban weer oorgeneem vir 'n ruk. Die gebeure van 9/11 het bygedra dat Amerika se eie oorlog teen Al-Qaeda daar begin het, en tot vandag toe bly dit 'n politieke mynveld, wat verskeie presidente slapelose nagte gegee het. Die verhaal van Zianodrat begin in die hoofstad van Afghanistan, Kabul, waar sy ouers met groot afwagting uitgesien het na sy koms. Hulle blydskap het gou omgesit in ontnugtering toe hulle seentjie blind gebore is. Dis al klaar swaar genoeg om 'n bestaan te maak as jy kan sien, maar met so gebrek was die geleenthede vorentoe vir hom bitter min. Wat sou van Zianodrat word? Van kleins af het sy oor ontwikkel en sy gehoor was goed. Saam met die ander kinders het hulle die Koran oor en oor opgeset totdat hy die hele Koran uit sy kop geken het in Arabies. Dis soos om die hele Nuwe Testament in Grieks te memoriseer, want Zia se moedertaal was nie Arabies nie, maar Dari. Op die ouderdom van 14 is hy ingeskryf by die Noor Instituut vir Blindes. Hy het goed gevaar in die instituut en 6 jaar se kursusse in 3 jaar voltooi. En daar kon hy Braille leer lees en 'n nuwe wêreld het vir hom oopgegaan. Zia was die eerste blinde student wat 'n gewone skool in Kabul bygewoon het. Hy het 'n kasetopnemer saamgevat en alles opgeneem wat die onderwyser gesê het, sodat hy dit kon memoriseer. Hy het toe uitgedraai as die nommer 1 student tussen die honderde ander wat wel kon sien. In die vakansies het hy solank die volgende jaar se werk bestudeer, en wanneer die druipelinge hulle hereksamen skryf, het hy sommer ook gou die volgende jaar se eksamens geskryf en geslaag. Hy het dus 2 standaards per jaar voltooi. Terwyl hy besig was met sy studies, het hy ook Engels bemeester, deur gereeld na die radio te luister. Met die hulp van 'n klein oorfoontjie het hy talle radiostasies kon opvang, en hy het uiteindelik begin vra oor dit wat hy gehoor het. Hy het veral gehou van die Christen radioprogramme, wat vanuit Addis Ababa uitgesaai het. Uiteindelik het hy met 'n paar mense gedeel, dat hy Jesus as die Messias as sy persoonlike verlosser aanvaar het. Hulle het hom gevra of hy weet dat hy nou doodgemaak kan word, want Islam wette verbied enigiemand om sy geloof te verander. Oortreders word met die dood gestraf. Hy het geantwoord: ek het die koste bereken en is gewillig om vir die Messias te sterf, want hy het alreeds aan die kruis vir my gesterf. Zia die geestelike leier geword van 'n groepie Afghan gelowiges wat saam geestelik gegroei het. As blinde is hy gekies om president te word van die Blinde Instituut. Maar toe hulle hoor dat hy Christen geword het, is die eer van hom al weggeneem en het hy sy posisie verloor. Een van sy onderwysers het met hom gesimpatiseer oor die verlies, maar hy het toe Johannes die Doper se woorde aangehaal as respons: hy moet meer word en ek minder. Sy doel in die lewe was nie om eer vir homself te soek nie, maar om 'n nederige dienaar van Jesus te wees. Zia se pa sê dat hy soos 'n stuk harde, koue steenkool was voordat hy by die instituut begin studeer het. Nou het hy soos 'n warm, gloeiende kool geword. Zia wou graag Islamwet bestudeer, om die Christene te verdedig wat vir hulle geloof vervolg word. Hy het ingeskryf by die Universiteit van Kabul en sy graad in wetgewing behaal. Tussenin het hy Calvynse instituties bestudeer, want hy wou graag verstaan hoe die leiers van die reformatie gedink het. Die Christoffel blindesending van Duitsland het een keer vir die blinde skool in Afghanistan 'n biblioteek van brailboeke in Duits geskenk. Zia wou dit graag lees, en het tussen sy ander klasse ingeskryf by die Goethe Instituut en Duits begin leer. As topstudent wen hy toe 'n beurs na Duitsland. Toe hulle uitvind dat hy blind was, het hulle hom geweier, want hulle het nie voorsiening gemaak vir 'n blinde persoon nie. Hy het hulle gevra wat van hom verwag sou word. Hulle sê toe hy sou alleen moes reis en vir homself sorg. Hy het ingestem om dit te doen, en hulle het hom aanvaar. Saam met ander topstudente oor die wêreld het hy as nommer 1 student uitgedraai op die gevorderde Duitse kursus.
Zia het ook die Nuwe Testament vanaf Persies vertaal na sy eie dialek in Dari. Dis gepubliseer deur die Bybelgenootskap in Pakistan en word vandag nog gebruik. Jaarliks is daar kompetisies in Jeddah gehou vir mense wat die Koran gememoriseer het. Hy is eenmaal gekies om na Saudi-Arabië te reis om deel te neem aan so 'n memoriseringskompetisie vir die Koran. Hy het dit gewen, en die moslimbeoordelaars was so verbaas dat 'n nie-Arabiese spreker die eerste plek gevat het, dat hulle nog 'n ander eerste prys uitgeloof het vir die Arabier wat die beste was in die kompetisie. Baie blinde studente soos Zia het Christene geword in Afghanistan, en die moslimregering het toe in 1973 beveel dat die instituut gesluit moes word, een in Kabul en een in Hart. Al die buitelanders met hulle families is verplig om die land te verlaat. Een van die onderwysers wat weggegaan het hom die belofte gegee van uit Jesaja 42 vers 16. Ek sal die blindes lei op paaie wat hulle nie geken het nie. Op onbekende paaie sal ek hulle lei. Ek sal die duisternis in lig verander voor hulle en die ongelyk plekke gelyk maak. Hierdie is die dinge wat ek sal doen. Ek sal hulle nie in die steek laat nie. Die moslimregering verwoes toe die Christenkerk in Kabul, nadat Christene voorheen toestemming gehad het om dit te bou. President Eisenhower het destyds toestemming gekry vir die kerkgebou in ruil vir 'n moskee in Washington vir die moslimdiplomate. Die kerk is ingewy deur die Shah en op sy hoeksteen staan geskryf: Jesus Christus self is die hoeksteen. Toe die troepe arriveer om die muur tussen die straat en die kerk af te breek, het 'n Duitse besigheidsman na die burgemeester van die stad gegaan wat die opdrag gegee het vir die verwoesting en gesê: as jou regering daardie huis van God aantas, sal God self jou regering omverwerp. Dit sou later uitdraai as profetiese woorde. Die burgemeester stuur toe 'n brief vir die kerk om hulle te beveel om die kerk vrywillig oor te gee vir verwoesting, want dit sou beteken dat die regering nie vergoeding hoef te betaal daarvoor nie. Hulle het geantwoord dat hulle nie die kerk aan iemand anders kan gee nie, want dit behoort nie aan hulle nie. Dit is toegewy aan God. As die regering dit wil verwoes, sal hulle verantwoordelik gehou word voor God. Polisie en bulldozers is gestuur om die kerk te verwoes. Die gemeente was ook daar, maar in plaas van weerstand bied het hulle teenkoekies aan die verwoesters aangebied. Christene dwars oor die wêreld het gebid en baie briewe geskryf aan die Afghan ambassades, maar op 17 Julie 1973 is die kerk totaal verwoes. Dieselfde nag is die Afghan regering omvergewerp deur 'n staatsgreep. Afghane was gou om tekens in die gebeurtenis te sien. Party het gesê dat Jesus die Messias afgekom het uit die hemel en die regering omvergewerp het omdat dit sy kerk verwoes het. Afghanistan was 'n monargie vir 227 jaar. Daardie nag het dit 'n republiek geword onder president Daoud. In 1978 is sy regering vervang deur 'n kommunistiese een, gevolg deur die Russiese inval in 1979 net na Kersfees. Miljoene Afghane het gevlug. Een van hulle is gehoor sê: sedert ons regering daardie Christenkerk verwoes het God ons land gestraf met sy oordeel. Tydens die kommunistiese bewind is die Blinde Instituut weer heropen en Zia is in beheer geplaas. Hy het dit goed op die been gebring, maar toe daar van hom verwag word om by die kommunistiese party aan te sluit, het hy geweier. En 'n offisier het vir hom gesê as hy nie aansluit nie, sal hy doodgemaak word. Zia het gesê dat hy nie bang is om gedood te word nie en vra toe vir die kommunis: is jy gereed om dood te gaan? Uiteindelik is Zia gearresteer op valse aanklagte en in die Puli-Charkhi politieke tronk buite Kabul aangehou, waar duisende tereggestel is. Daar was geen hitte in die tronk nie, en dit was die hartjie van die winter. Hy moes slaap op die gevriesde moddervloer in sy oorjas. 'n Gevangene langs hom het gebewe van die koue omdat hy nie eens 'n baadjie gehad het nie. En Zia toe onthou wat Johannes die Doper gesê het: die wat 2 jasse het, moet dit deel met die een wat nie het nie. Hy het sy enigste jas uitgetrek en dit aan sy buurman oorhandig. Van toe af het die Here hom wonderbaarlik warm gehou elke nag. Hy het geslaap sonder jas, asof hy 'n duvet oor hom gehad het. In die tronk het die kommuniste vir Zia skokbehandeling gegee om hom te breinspoel. Die elektriese stroom het littekens op sy kop agtergelaat, maar hy het nooit ingegee nie. Toe die kans gegee word om Russies te studeer in die tronk, het hy die taal gou bemeester. Uiteindelik het die Russe hom vrygelaat in Desember 1985. Net na sy vrylating lees Zia Genesis 12 in sy Braille-Bybel. Die Here het vir Abraham gesê: gaan uit jou land uit, weg van jou vaderhuis en jou mense,
en gaan na die land wat ek jou sal wys. Ek sal almal seën wat jou seën en almal vervloek wat jou vervloek, en al die mense op die aarde sal geseën wees deur jou. Hy het gevoel dat God hom roep om as 'n sendeling na Pakistan te gaan. Hy het toe saam met 'n ander blinde bedelaar die lang tog na Pakistan te voet aangepak. Hulle het hulle self in vodde geklee, en sy vriend het al die praatwerk gedoen, en so het hulle sonder dokumente verby al die soldate gekom. En dit het hulle 12 dae gevat om die 150 myl na die Khyber Pas te loop, en toe blindelings oor die berge na Pakistan. Nadat hy gearriveer het hy geleentheid gekry om in Amerika Hebreeus te gaan studeer, want hy was nou besig om die Ou Testament na daarin te vertaal. Hy het dit van die hand gewys, want hy het nog te veel te doen gehad onder die Afghaanse vlugtelinge wat na Pakistan gevlug het. Hy het 'n instituut vir blindes gestig, en toe die taal van Pakistan aangeleer, sodat hy in Urdu by die Christenkerke kon preek. In daardie tyd het hy die Nuwe Testament stories in daardie vertaal vir die vlugtelingkinders, met 'n gelowige vrou getrou en sy eie gesin begin. Toe op 23 Maart 1988 is Zia ontvoer deur 'n fanatiese moslimgroep, die Hizb Islami, die Party van Islam. Hy is aangekla daarvan dat hy 'n CIA-agent was, want hy kon Engels praat, dat hy 'n KGB-agent was, want hy kon Russies praat, en dat hy 'n apostaat van Islam was, want hy het 'n Christen geword. Hy is vir ure geslaan met stokke. 'n siende persoon kan nog koes verhoue in 'n sien kom, maar die blindes kan nie, en ontvang dus die volle krag van elke hou. Net soos Jesus ook geblinddoek is en toe geslaan is deur die Romeinse soldate, het Zia dit beleef. Zia se vrou en 3 kinders was op daardie stadium reeds in Pakistan. Kort na sy ontvoering het sy geboorte gegee aan 'n seentjie wat baie soos sy pa gelyk het. Zia het egter nooit sy seun gesien nie. Net voordat hy ontvoer is, het hy vir 'n vriend vertel dat as hierdie party hom sou ontvoer, sal hulle hom verseker doodmaak. Die Party van Islam het toe vir Zia doodgemartel. Dieselfde Party van Islam het ook 2 Pakistaanse Christene ontvoer, wat noodlenigingswerk onder die Afghane gedoen het. Net voor hulle vrylating is hulle vertel, ons sal julle nie doodmaak op die manier wat ons vir Zia Nodrat doodgemaak het nie. Afghaanse joernalis sê dat hy bewys het dat Zia op 'n baie wrede manier van kant gemaak is. Net voor sy ontvoering het Zia vir 'n vriend gevra of hy na sy familie sal kyk as hy iets sou oorkom. Die vriend het ingestem, min wetende dat hy 'n paar dae later sy belofte sou moes nakom. Hy het uiteindelik reg gekry om Zia, sy vrou en kinders na Amerika te neem. God forceer nie sy geloof op mense af nie. Hy gee vir hulle die vryheid om te kies. Jesus het geprofeteer, daar gaan 'n tyd kom dat elkeen sal dink hy doen God 'n guns deur julle dood te maak. Na sy opstanding het Jesus sy volgelinge aangemoedig, wees getrou, selfs tot die dood, en ek sal julle die kroon van die lewe gee. Ilse Kramer is 'n Suid-Afrikaanse vroutjie wat die Here se roepstem gehoor het, en gehoorsaam daarop gereageer het, ongeag waar dit vir haar sou heen lei. Sy is gebore in Zambië 52 jaar gelede, het in 1969 na Durban getrek. Op hoërskool het sy vir Jesus leer ken, en tydens die evangeliese veldtog het sy haar hart vir Jesus gegee. Sy het betrokke geraak by die Christen Studentevereniging en begin sonnaarskool gee by die Presbyteriaanse kerk. Sy skryf, sadly, however, by the age of 18, I'd become a backslidden believer. Over the next 7 rather wild years, I learned that however far we fall and however hard we run, God does not give up on us. His love drew me back in repentance, and I recommitted my heart and life to Him in 1984. This time I meant business, and what an adventure it has been, obeying His call to follow Him. Since 1987, I've had the privilege of serving God overseas in Palestine, Cyprus, Scotland, Lebanon, and Yemen, for the most part as a teacher. 14 years were spent with YWAM, Youth with a Mission. He continues to stretch, challenge, and equip me. Most importantly, it's been good to learn that what I do for God is not as important as who I am to Him, a beloved child with whom He wants a relationship. Overcoming the loneliness of being single is a constant challenge, but God has blessed me with wonderful friendships wherever I've lived, enabling me to exercise the gift of hospitality. He's been faithful to fulfill His promise to set the lonely in families.
Die skool waar sy gewerk het in Jemen het uiteindelik toegemaak weens die politieke onrus van die Arab Spring in Sanaa. Vir 'n paar maande het sy in Oman 'n gesin gaan dien terwyl sy gebid het vir leiding vir die volgende stap vorentoe. Sy skryf weer: For a while I felt like Noah may have felt on the ark. No place to go back to, no destination in sight, but an assurance that despite everything, God was in control. During a mandatory visa run in April, I met some great folk at the Christian guest house in Thailand. There I heard about all sorts of ministry possibilities in various countries. To cut a long story short, a few weeks after returning to Oman, I began dialoguing with a mission in Afghanistan. They too run a small school, very similar to the one I spent the last 8.5 years in Sanaa, Yemen. Small, non-denominational, multinational, under the radar, serving missionary families in the field by offering quality education in a safe Christian atmosphere. Despite the fact that no financial remuneration was offered, after prayer and consideration, I accepted their invitation to begin teaching in August. Although initially going as a short-termer for 1 year, I foresee God willing making the long-term commitment. I have peace and every assurance that Kabul is the Mount Ararat Father has been steering me to over the past 1.5 years, a place where He's prepared good works for me to do, as I exercise my gift to serve tables, thereby supporting and releasing others to do all God has called them to do. Die Afrikaanse gemeentes in die Emiraat het haar aanvaar as een van hulle sendelinge en finansiëel begin betrokke raak by haar. Verskeie individue het ook begin bydra sodat sy haar roeping kon uitleef in een van die wêreld se moeilikste plekke. Sedert daardie Augustus dien sy in Kabul, die hoofstad van Afghanistan. Sy woon in die agterplaas van 'n familie in 'n klein kamertjie naby 'n rivier waar visvang nie 'n opsie is nie. Sy hou skool vir 'n klompie sendelinge se kinders terwyl sy ook 2 ure per dag die plaaslike dialek daar aanleer. Die omgewing was heel bekend vir haar. Sy skryf, much of what I have seen of the city so far reminds me of Sanaa, Yemen. Dusty, dry, poverty-stricken, litter-bestrewn, encircled by mountains, it feels like home. In fact, I'd probably been here a few days when, on spying a number of kites wheeling and diving way up, it suddenly dawned on me that I really and truly am here in Afghanistan. The ark has finally come to a rest and the waters are receding. Surely our God is faithful and good. Daagliks het sy na die bakker gestap om brood te kry, wat die stapelvoedsel van die land was. Die plaaslike vroue se blou kleredrag is kenmerkend van die kultuur en vir Elsa 'n uitdaging om vriendskappe aan te knoop met hulle en Jesus uit te leef in hulle midde. Jesus het immers gesê, ek is die brood van die lewe. Wie van my eet sal nooit weer honger kry nie. Elsa moes gou leer dat die plaaslike inkopiesentrum effens anders lyk as die een waar die meeste van ons gewoond is. En hulle voorraad was 'n bietjie meer beperk as waaraan ons gewoond geraak het. Die plaaslike taxi-diens is toevallig nie Camrys nie en die meeste mense beweeg te voet na waar hulle wil wees. Die kulturele aanpassing is groot en daar is baie dinge waaraan 'n mens gewoond moes raak. Alhoewel hulle daar onder sluiers woon, is dit wel moontlik om haar te ondersteun en met haar kontak te maak. Hoe het Zia die Here se stem gehoor? Hoe het Ilse die Here se stem gehoor? Hoe weet mens wanneer die Here jou lei en in 'n rigting stuur? I am bringing you into the decision-making progress, Ruggles. Here, flip this coin. Party van ons verkies om 'n eenvoudige antwoord te kry wat met die opskiet van 'n muntstuk verkry kan word, maar die meeste van ons het nie hier in die Emirate beland op daardie metode nie. Party van ons besluit in die lewe laat veel te wense oor en dalk neem ons die verantwoordelikheid vir ons lewe nie ernstig genoeg op nie. Om maar blindelings die koers van 'n veerpyltjie te kies is dalk nie die beste metode vir leiding nie. Soms is ons so bang om die verkeerde besluit te neem dat ons slapelose nagte het en vir weke lank in stres lewe, want party besluite kan jou hele lewe beïnvloed. Ons stel liewers uit en uit totdat dit te laat is. I hate making decisions, sê die een karakter. Die hoender antwoord, just remember, choosing not to choose is also a choice. Die keuse om geen besluit te neem nie, is dikwels nie 'n opsie in ons wêreld nie, al probeer ons die saak uitstel of ignoreer.
Ek maak elke dag duisende keuses. Wil ek Marmite of kaas op my brood hê? Wil ek 'n groen hemp of 'n blou hemp aantrek? Sal ek my skoene polish of nog 'n dag lank daarmee wegkom soos dit is? Sal ek my huiswerk vandag doen of uitstel tot môre? Sal ek die vloerstof suig so bolangs of selfs die meubels wegtrek en 'n ordentlike job doen? Sal ek al 8 uur gaan slaap of eers teen middernag? Sal ek nog 'n rukkie TV kyk of eerder die wasgoed gaan ophang? Vir die meeste mense is dit maklik om sulke keuses te maak. Vir party is dit effens moeiliker. Party staan voor die klerekas en vra, wat sal ek aantrek? Die antwoord kan 'n hele rukkie neem voor dit kom, en verskeie uitrusting sal voor die spieël bestudeer word, of 'n paar keer aan en uitgetrek word voordat die regte kombinasie ten sinne gekies word. Soms kom mens tot die slotsom, ek het niks om aan te trek nie, en kan mens desperaat inkopies doen om die probleem reg te stel. Die Bybel is vol verhale van mense wat keuses moes neem en ook van mense wat verkeerde keuses gemaak het. Dawid het gekies om Uria dood te maak om sy vrou Batseba te kry. Samson het een keer gekies om deur Delila verlei te word. Adam en Eva het gekies om die verbode vrug te eet. Salomo het gekies om afgode in sy paleis toe te laat. Ons as Christene wil mos graag binne die wil van die Here leef en baseer ons besluite elke dag op wat Jesus sou gedoen het. Party besluite is maklik, ander laat ons baie worstel. Hoekom is ek hier? Wat wil God graag met my lewe bereik? Hoe moet ek vorentoe beweeg? Wat moet ek voormik? Hoe kan ek aan pas wees met die Here se koninkryk? Waarna toe roep die Here my? Wat is sy roeping op my lewe? Die goeie nuus is, die Here wil graag met jou praat. Wat moet hy nog doen om jou aandag te kry? Kry hy 'n besige sein die hele tyd? Voel jy partykeer soos hierdie skaap in die prent? I wonder why I don't hear from the shepherd anymore. Wanneer jy kom die Here nie meer met jou praat nie, is daar dalk te veel ander stemme in jou lewe, wat sy stem oorheers? Of hang dit dalk af van hoe ek luister? Pardon, oh sorry, I thought you were talking to someone else. Herken ek nog sy stem, as hy met my praat? Soms gebruik die Here hoorbare stem, soos met die seentjie Samuel. Hy het een dag wakker geword in die tempel toe hy iemand hoor roep, Samuel, Samuel, hy het eers gedink dit was Eli. Maar toe dit die 3de keer gebeur, was hy reg om te antwoord, spreek Here, ek luister. En wat hy daar gehoor het sy lewe omgekeer. Soms is dit 'n engel wat die volgende stap aankondig. Die woord engel beteken boodskapper. Ons sien verskeie van hulle van Gideon af tot by Abraham, tot by Lot in Sodom, tot by Joshua by Jericho en selfs by Maria. Soms is dit 'n innerlike oortuiging soos in die geval van Jeremia. Jeremia 20 vers 9 sê, en wanneer ek dink ek sal my aan hom nie steur nie, en nie meer in sy naam praat nie, dan word dit in my soos 'n vuur wat brand en waarvan ek nie kan loskom nie. Ek is moeg van weerstand bied daarteen. Ek kan nie meer nie. Paulus kan nog 'n rede byvoeg vir sy motivering om gehoorsaam te wees in die Here se stem. Hy sê daar 1 Korintiërs 9 vers 16, ek verkondig die evangelie omdat ek moet, en wee my as ek dit nie doen nie. Soms is dit 'n persoonlike ontmoeting met Jesus wat 'n mens se koers bepaal. Saulus op pad na Damaskus om Christene te vang, het 'n ongewone belewenis gehad, toe 'n sterk lig skielik op hom geskyn het, om van die perd laat afval het en hom blind gemaak het vir 'n paar dae. Hierdie ontmoeting het sy hele lewenskoers verander en hy het 'n Christen geword. In Moses se geval was dit 'n bonatuurlike verskynsel wat hom in sy spore laat omdraai het. God het baie meer vir hom 'n gedagte gehad as om net 'n skaapwagter in die woestyn te wees. Daar was 'n beloofde land op die horison. Soms gebruik die Here 'n droom. Mense in die Midde-Ooste heg groot waarde aan drome. Paulus het een nag geslaap toe hy die bekende Macedoniese oproep hoor, kom oor en help ons. Soms gebruik die Here 'n visioen. Petrus het 'n laken uit die hemel sien kom, wat in 'n stem wat sê, neem eet. Hy het gesê, ek kan nie, Here. Dit het dan voorberei vir 'n klop aan die deur van mense wat hom sou kom haal. Na 'n situasie het hy nooit van sou droom nie. Die huis van 'n Romeinse soldaat en die begin van 'n kerk van nie-Jode.
Soms is dit moeilike omstandighede buite jou beheer, wat deur die Here gebruik word om jou te bring waar hy jou wil hê. Josef word verkoop as slaaf, hy beland in 'n tronk in Egipte, en so word hy uiteindelik onderkoning. Of die verhaal van koningin Ester, wie se volk amper van die gras afgemaak word. Sy moes kies vir 'n lekker paleislewe of om in te tree vir haar volk in 'n tyd soos hierdie. Vir 3 dae het sy gevas en gebid en toe het sy haar aksies gedoen, waarna sy haar volk gered het. Soms is dit 'n direkte, duidelike opdrag van die Here af. Jona gaan na die stad Ninive, maar hy vat ompaadjies deur die vis se maag. Eers probeer hy weghardloop na Tarsus, maar die Here gee nie so maklik op met sy boodskapper nie. Wat gaan dit nog in jou lewe kos, voor jy bereid gaan wees om gehoorsaam te wees aan die Here se roeping op jou lewe? Soms is die leiding van die Here gewortel in 'n vraag soos met Jesaja. Jesaja 6 vers 8 sê, toe het ek die Here oorvra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord, hier is ek, stuur my. Soms gebruik die Here baie raadgewers of goeie vriende om vir ons net weer 'n nuwe perspektief op die saak te gee. Waar daar nie beraadslaging is nie, slaagplanne nie, sê Spreuke 15. Dit slaag wanneer daar baie raadgewers is. Soms is dit die uitvloeisel van baie gebed en vas en worsteling. Jakobus is bekend vir sy kameelknieë van al die kniel en bid. Soms gebruik die Here tekens en wonders. Moses slaan die water met sy staf en skielik weet die volk wat 'n rigting om te loop met die Egiptenare kort op hulle hake. Dikwels praat die Here deur die geskrewe woord. I really like your Bible, Dad. How do you turn it on? Psalm 119 vers 105 sê, U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Soms gebruik die Here jou gesonde verstand. Hy het jou toegerus met 'n brein. Gebruik jou instink, jou gut feelings, jou aanvoeling, jou 6de sintuig in afhanklikheid van die Here. To listen to your instincts, press 1. Soms gebruik die Here die natuur rondom ons om met ons te praat, die geluide, die dinge wat ons sien en hoor. Die voeltjie sê, I don't need your help, I just need you to listen. Die meeste van ons sukkel egter met selektiewe gehoor. Ons hoor net wat ons wil hoor en verkies om die res van die stemme te ignoreer, wat nie saamstem met wat ons verkies om te hoor nie. Partykeer het ons al klaar 'n besluit geneem nog voor ons begin luister. Partykeer sou ons graag vir die Here wou voorskryf oor wat hy vir ons behoort te doen, of hoe ons lewens eintlik moes gelyk het. Finally, the moment he'd been praying for, and God answered, I don't know, what do you think I should do? Selfs cowboys het 'n paar riglyne om hulle op koers te hou. Iemand het eendag hierdie Cowboys Guide to Life saamgestel. Don't squat with your spurs on. If you find yourself in a hole, stop digging. Never ask a barber if you need a haircut. Letting the cat out of the bag is a whole lot easier than getting it back in. Good judgment comes from experience, and a lot of experience comes from bad judgment. Always drink upstream from the herd. If you're riding ahead of the herd, take a look back every now and then to make sure it's still there with you. Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê, vertrou volkom op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Wat of wie is die Here besig om tans in jou lewe te gebruik om jou rigting te gee? Hoeveel keer moet hy homself herhaal voordat jy gaan luister? Hoeveel keer wil jy jou kop stamp voordat jy gewillig gaan wees om te reageer op sy stem? Wanneer gaan jy gehoorsaam word? Adrian Plas vertel van hoe hy gevra is om deel te neem aan sy gemeente se getuienisuitreiking. Hy was doodsbenoud om te gaan getuig en was bang dat hy 'n sot van homself gaan maak. Hy het lank geworstel met die gedagte of hy moes gaan en wou regtig nie gaan nie, maar besluit toe om die keuse te toets deur vir die Here 'n teken te vra. Hy sê toe vir die Here, Here, as die voordeurklokkie 2 minute oor 7 sou lui
en daar 'n groen dwergie in 'n militêre uniform sou staan by my voordeur, wat vir my sou sê dat ek moet gaan getuig, dan sal dit vir my die teken wees. Hy het die horlosie dopgehou en 'n groot sig van verligting gegee toe sy teken nie waar geword het nie. Soms probeer ons die Here manipuleer met ons eie voorkeure en afkeure, ongeag wat hy alreeds duidelik van ons gevra het. Enigiets behalwe om gehoorsaam te wees. Toets egter dit wat jy hoor aan die skrif. Dit sal nooit die wil van die Here weerspreek nie. Skryf neer wat jy hoor in 'n joernaal en hou dagboek van wat die Here aan jou openbaar. Jy sal verstom staan om te sien hoe die lyne van openbaring loop om dieselfde dinge te sê. Toets dit wat jy hoor teenoor 'n paar getroue vriende of wyse raadgewers. Hulle kan dalk beamoen wat jy alreeds gehoor het, of nuwe perspektief vir jou bring. As jy na al die stukkies van die legkaart gekyk het en steeds nie weet nie, maak 'n tentatiewe keuse en toets dit met die vrede in jou hart. As jy onvrede ervaar, is die saak nog nie opgelos nie. Hou aan bid totdat hy vir jou sê. Toets die vrede vir 'n paar dae voordat jy jou finale keuse bekend maak. Psalm 25 sê, van Dawid tot U Here rig ek my. My God, op U vertrou ek. Laat my vertroue tog nie te vergeefs wees nie. Laat my vyande nie juig oor wat met my gebeur nie. Niemand wat sy verwagting in U stel sal beskaam word nie. Die wat nie op U vertrou nie, hulle kom in die skande. Maak my U wil bekend, Here, en leer my U paaie. Laat U waarheid my lei en onderrig my daarin, want U is God, my redder. In U stel ek elke dag my verwagting. Dis nie moeilik nie, jy kan dit doen. Die Here wil graag vir jou die pad wys. Geniet die proses van luister. Nike se slagspreuk som dit op. Doen wat hy vir jou sê. Moenie langer uitstel nie. Leer om gou te luister, gou te doen. Na die woorde van Jeremia 29 vers 11 jy opnuut herinner dat God besig is om sy wil in jou te bereik. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep tot my kom bid en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra. Omdat ons glo dat die Here ons paaie kan en wil lei, sê ons gewoonlik hardop hierdie belydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. En so, Here, kyk ons na ons eie lewe, en is ons begeerte om aan U gehoorsaam te wees, om te doen wat U vir ons sê. Maak die oë van ons harte oop, dat ons sal kan sien en hoor wat U vir ons wil sê. Help vir ons om dan gehoorsaam daarop te reageer. Mag U plan ons plan word. Amen.